Elke oomblik wat ons het, is 'n keuse. Jou lewe is 'n geleentheid om Abba Vader te verheerlik en sy plan vir jou lewe te leef. Maar hoe maklik raak ons nie vasgevang in besige skedules, wêreldse eise en verantwoordelikhede nie. Ja, wanneer Abba Vader ons roep om iets vir sy koninkryk te doen, kan dit voel asof jy vasgevang is, vas is tussen mure, vasgegrendel deur vrees, twyfel en onsekerheid. Vandag vra Abba Vader vir jou, sal jy my droom bo jou gemak vertrou? Kyk na Moses. Hy het Abba Vader se stem so leer ken, dat hy sonder vrees, sonder twyfel en sonder terugkyk kon gehoorsaam wees. Hy het geweet, Abba Vader het die toekoms, sy toekoms in sy hande. En na Moses sê Abba Vader ook vir Joshua, sy opvolger, kom, ek het 'n groot droom vir jou. Ek wil jy moet die volk die beloofde land binne inlei. Soos ek met Moses was, sal ek met jou wees, Joshua. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Maar dan voeg Abba Vader iets opmerkliks by en hy sê, moenie bang wees of verskrik wees nie. Waarom sê Abba Vader dit? Omdat die grootste struikelblok nie die vyand is nie, maar die mure van vrees rondom ons gemaksone. Ja, hy stuur vrees, hy blaas vrees. So in hierdie gemaksone voel ons veilig. Ons baie kere kampeer ons in die gemaksone en ons voel veilig daar. Ons voel bekend en voel in beheer. Maar Abba Vader se droom lê altyd buite daardie mure van jou gemaksone. Om sy droom te leef, vra dat ons deur vrees, deur die mure sal stap, in geloof en gehoorsaamheid. En dit is hier waar ons ontdek dat daar geen beperking is aan hoe groot sy droom vir ons kan wees nie. So hoe bly ons in lyn met sy wil? Deur noukeurig te luister en presies te doen wat hy sê. Abba Vader werk met sorg en presisie. In Esegiel 4 gee hy vir Esegiel duidelik instruksies. Elke stap, elke lê, elke dag, alles mooi voorberei. En hierdie instruksie vorm die boustene van sy plan. As Esegiel net halfpad gehoorsaam was, sou hy nie die volle droom gesien het nie. Vader vra vir 100% gehoorsaamheid, nie minder nie. En elke klein daad van gehoorsaamheid dra by tot die pragtige plan wat hy vir jou lewe het. Daarom sê hy vir jou in Joshua, in Joshua 1 vers 7 tot 8, Joshua, wees sterk, wees gehoorsaam, wyk nie regs of links af nie. Bepeins my woord dag en nag en jy sal voorspoedig wees in alles wat jy doen. Vandag is dit jou uitnodiging. Stap uit jou gemaksone, vertrou hom en volg sy wil. Jou vrees is nie jou einde nie. Dit is die begin van sy groot droom vir jou lewe.